Goeiemôre almal. Voorreg om vandag saam met julle rondom die woord van die Here te vergader en ek wil julle ook vandag aanmoedig om na ons die boodskap gebring het ek so 'n paar vrae daar opgesit wat ek sou wou julle in julle families moet dalk bietjie bespreek. Sommer net in aansluiting by die preek. Dis ook vandag by ons in die gemeente is dit 'n gesinsdiens waar ons rondom hierdie vrae sommer net met van ons jong mense gaan werk, so in die banke en ek dink dit sal goed wees as julle as families dit ook daar by julle huise kan doen. Daar waar jy is, raak sommer net so oomblik stil, dan bid ons saam. Here ons Here, U is ons Here en al die lof kom aan U toe. Here ons loof U want U is 'n liefdevolle, genadige God wat U ontferm oor mense, oor ons. Here dankie vir die voorreg om so elke week, elke dag bewus te wees van U teenwoordigheid in ons lewe. Deur die woord, deur die gees, deur die skepping, deur medemense wat U oor ons paaie stuur. Here ons wil vandag vir elkeen in besonder aan U sorg toevertrou. Daar waar ons is, waar ons staan, waar ons beweeg. U is met al ons lewenspaaie goed bekend. En Here ons wil dit vandag ook onder U oog, maar U genadige oog kom sit. Trek U ons nader. Here want U kyk anders. U waar ons uit die woord lees, Here maak ons bewus van die manier wat U met mense omgaan. Ons bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gaan saam lees vandag is ook die leesroosterteks Lukas 18 vanaf vers 1 tot 8. Kom ons lees saam. Die gelykenis van die weduwee en die regter. Hy het vir hulle 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Hy het gesê, daar was 'n sekere regter in 'n bepaalde stad wat nie ontzag vir God gehad het nie en hom aan geen mens gesteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad wat hom bly opsoek het met die versoek, laat reg aan my geskied in my saak teen my opponent. 'n Tyd lank wou hy nie, maar naderhand het hy by homself gedink, al het ek geen ontzag vir God en steur ek my aan geen mens nie, sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied. Anders gaan sy my tot aan die einde bly tuister. Toe sê die Here, luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan die reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Tot sover. My tema vandag is verander vir ander. Ek dink 'n mens sou baie keer oor jou lewe dink en jy sou daaroor kon kyk en jy sou jou oë, jou blik daaroor kon gooi en op 'n manier sal daar 'n klomp goed wees wat jy sou wou verander. Verander in jou lewe. Kan wees dat jy 'n ander werk sou wou doen. Jy sou ook meer wou hê, meer geld, meer goed. Dalk iets met jou gesondheid te doen, hè. Dalk is dit ook die mense oor jou lewenspad. Baie keer sou ons die wêreld so 'n bietjie anders wil hê. Ek onthou toe ek jonk was en vreesloos op die plaas kon stap. Ons het 'n wonderlike pan gehad, baie water. Ek kon alleen met 'n
op 'n 2-2 geweer op die ouderdom van 6 en 7 daar so rond wandel en jag en swem en baljaar. Iets van daardie rus, mens mis dalk dit vandag. Die wêreld het net 'n snaakse plek geraak. Soms is ons gelukkig, kan dit nog sien, kan dit nog doen. Maar mens verloor ook iets van die siening van om soos 'n kind te kan wees, net soos 'n kind te kan glo. Want as ons so na die wêreld kyk en na die broosheid van mense en die stikkindheid van die wêreld, en mense wat koninkryke bou en ander wat alles verloor, mense wat koninkryke bou ten koste van ander, die al ewige bo-oor mense loop, nee. Mense sou die wêreld anders wou hê. Ons probeer, mense probeer. Ons uit die beste van ons vermoë probeer ons dinge beter maak vir jouself en vir mense. Ons probeer ook in ons verhoudings met mense reg leef. Die vraag is, wat sou ons werklik wou verander? Want dit vertel iets van ons, nee. En hoekom sou ons dit wou verander? Jesus praat met sy disippels eintlik hier oor die koninkryk van God. Mense dink altyd dit gaan net oor gebed. Dit gaan eintlik oor laat God se koninkryk kom, die gebed. Hoekom sou ek so sê? Want net die tyd hiervoor verduidelik hy van tye wat mense so hulle eie koninkryke gebou het. Hy gebruik 2 voorbeelde. Die voorbeeld van Noag wat sy ark gebou het en mense wat besig was met hulle eie dinge, hulle eie ryke, hulle eie koninkryke, nee. En eintlik vir Noag afgelag het. Ook die voorbeeld van Lot se vrou, van Sodom en Gomorra. Mense wat net meer en meer wil hê, en die wêreld gaan onder in die vergrype van mense op mekaar, en mense in hulle ryk en hulle verryking van hulle self. Lukas is bekend vir so opstand teen dit. Die evangelie van Lukas, as mens die hele manier gaan kyk, hoe daar eties met die wêreld, met jouself en medemense omgegaan word, is dit vol. As jy Jesus se preek in Lukas 4 gaan lees, nee. Die vrylating van gevangenes en die onderdruktes. As jy die lofsang van Maria gaan lees in Lukas 1, wat ook daarby aansluit. En dan hierdie gedeelte vertel Jesus dan hierdie saak oor die onregverdige regter, die gelykenis en die onregverdige lewe. Ons sien dit mos daagliks, nee, die onregverdigheid van die lewe. Die onregverdigheid van mense wat oor ander loop. Hierdie lied wat Maria sing en die preek wat Jesus preek. En hier vertel Jesus van die onregverdigheid van 'n vrou wat nie 'n stem het nie. Want 'n vrou het nie 'n stem gehad nie. 'n Vrou wat getroud is, mag nie die huis verlaat sonder haar man nie. En 'n vrou wat ongetroud was, mag nie die huis verlaat sonder haar pa nie. En 'n vrou kan ook nie haar saak in die hof verdedig het nie. En as hulle die huis verlaat, moes hulle 'n wyl oor hulle gesig hê. So Jesus praat eintlik oor sy eie ryk, wat anders lyk as die onregverdigheid van die wêreld nie. Hy bedoel eintlik dat ek en jy op 'n manier, wanneer ons na die lewe kyk en ons sien die onregverdigheid raak, of ons nog kan glo nie. So 'n mens kan volhard. Mens sal eintlik die vraag kan vra nou, waar is God in dit alles? Want dit is juis waarvoor God staan nie. Waarvoor God staan.
En hierdie weduwee pleit, en sy pleit by die gelykenis gaan oor die skreeu teen die onregverdigheid van die lewe teenoor mense. Mense wat dit nie het nie. Kom ons sê mense wat dit nie breed het nie, mense wat dit net nie goed het nie, wat onregverdig behandel word, nie, wat iewers net nie in die lewe 'n kans kry nie. So die hele evangelie in die koninkryk van God is eintlik om te erken. Ons hou daarvan om te dink dat God is aan ons kant, nie. Ons almal, dit is aan ons kant. Maar as ons self sien as broos, as swak. God is aan die kant van die wat onregverdig behandel word. Ons sal baie keer, ek onthou as mense dink aan tye in die geskiedenis van mense, hoe mense saam gebid het vir sake en goed. Dan sal ons maklik sou dink dat God is aan die kant van 'n sekere nasie en 'n sekere volk, maar die evangelie van Jesus Christus kom wys dit as God aan enige iemand se kant sou wees. Dit is soos in hierdie geval aan die kant van die weduwee, van die brose, van die stikkende. So God se ryk is gans anders as dit waaraan ek en jy gewoond is. Dit laat 'n mens eintlik half so bietjie ongemaklik net rondskuif. Oor ons eie swakheid en onregverdigheid. Want die lewe is soms onregverdig, nie? Behandel my en jou ook dalk onregverdig, soos vir hierdie weduwee. En hierdie ons hou mense stil, nee, deur hulle te help, maar nie eintlik te help nie. Nee, soos die onregverdige regter. Ons hou mense stil deur hulle te help, maar nie eintlik te help nie. Ons hou mense stil deur aan hulle goed te doen, maar nie aan hulle menswaardigheid te gee nie. Want dit is anders, nee. Die evangelie is so 'n bietjie anders, nee. Dis anders as wat die regter gedoen het, die onregverdige regter, Oudesia is die Grieks. Is baie mooi, nee, die onregverdigheid, nee. Maar die genek van hierdie vrou het hierdie ou moeg gemaak, nee. Soos die wêreld, nee, mense raak ook mos moeg, ons raak moeg om te help of om goed te doen of om iets van God se koninkryk dalk baie keer te sien. Maar tog gebeur dit, nee, laat die Here ons weer terugbring by sy ryk, soos wat hierdie weduwee, en hy sê maar, ek en jy is dalk ook baie keer daar wat ons voel dat die lewe ons ook onregverdig hanteer, nee. Gelowiges voel dit ook. Ons kan dalk eerlik wees dat ons baie keer ongemaklik moet rondskuif oor die menswaardigheid waarmee ons die mense hanteer teenoor wie onreg gepleeg is en nog steeds gepleeg word, is dit om soos die onregverdige regter, kom ons stop net die gesaanik en help nou so bietjie hier, help nou so bietjie daar, of glo ons in hierdie ryk wat die Here Jesus kom vestig het, nee. Wat hy kom vestig het vir die mensdom. Want dit is eintlik wat hy kom doen het, nee. Hy het kom intree. Sy ryk lyk anders as die ryk wat ek en jy en mense voorstaan. Wie, mooi wat hierdie gedeelte sê, wie behartig jou en my saak, nee? Hierdie weduwee se saak. Eintlik moet ons sê God se saak, want dis sy saak, nee. Dis wat God se hart is, nee. En dit is waar ons geloof bestaan. Geloof in Jesus Christus gaan juis oor hierdie saak, nee. Hierdie saak wat baie keer vir ons baie keer so dwars in die krop steek. Die diens van barmhartigheid, die omgeebediening, die ondersteuningsbediening, jong kinders en mense wat eintlik nie 'n stem het nie, vrouens wat stil gemaak is, mans wat onderdruk is, gevangenes. Jesus het op 'n manier net in hierdie wêreld kom instap en ons sy koninkryk kom vestig wat anders is, nee. En hy het ons saak kom behartig, ons saak in 'n wêreld van
van koninkryke wat mense vertrap. En hy's anders nie. Daar staan eintlik die Grieks is eintlik bietjie moeilik om te verstaan. Dit gaan oor bietjie meer as regstellende aksie. Dit gaan eintlik bietjie oor dit steek op 'n manier God dwars in die krop as die onderdrukte bly onderdruk word en mense net hulle ryke bou. Daar staan hy sal wraak neem nie. Eintlik die Grieks is eintlik ek sal hierdie saak, ek sal dit regmaak. Bedoelende dat wanneer ons by die Here pleit, dan gaan dit nie noodwendig oor die verandering van my lewe en laat alles net in my lewe moet regkom nie. Dit gaan oor die verandering van my plek. En ek besef ek is deel van God se koninkryk en deel van die ander se wêreld nie. En dis die vraag wat Jesus daarmee afsluit, sal ek nog geloof aan die einde vind wanneer ek weer kom? Want in 'n wêreld lyk dit net asof dit vervaag. Asof die stemme net al hoe stiller raak nie. Die stemme van die weduwees. Dis hoekom en die wese. Dis hoekom Jesus sê ek sal self hulle saak behartig, soos wat hy met Noag, soos wat hy by Sodom en soos wat God soos by Noag en Sodom en Gomorra gedoen het nie. So hy het daai twee voorbeelde aangehaal en hy wys eintlik net na daai twee voorbeelde hoe lief hy jou en my het. Hoe lief hy ons het wat onderdruk is, wat nie 'n plek in die lewe het nie. Wie se ryk en se koninkryk op 'n ander plek is, want ons harte is daar, nê. Ons maak ons skatte bymekaar in die hemel. Dis waar ons ryk is die koninkryk, nê. Is die koninkryk van God. So gebed gaan eintlik nie om, soos wat ek net nog sê het, om ons situasie heeltyd te verander nie, maar om van die wêreld 'n plek te maak waar die koninkryk van God wat heers al hoe meer sigbaar word, ook deur my en deur jou. So dit verander my vir ander. So gebed verander eintlik my hele uitkyk oor die lewe, oor ryke, oor koninkryke, oor wat belangrik is, wat is die goed wat in tel is, wat is die goed wat ons dryf. Soos die weduwee kan ons aanhou pleit en intree. Ons tree in vir die onderdrukte. Ons raak betrokke by die onderdrukte. Ons kyk hulle met menswaardigheid aan. Ons begin iets verstaan van die onregverdige regter, nê, van om net iets vir mense te gee, maar jy hanteer hulle eintlik as nie 'n mens nie, as 'n vrou sonder 'n stem, as 'n mens wat nie soos jy lyk en anders as jy beweeg nie. Dit verander net jou hele lewe. Want Jesus het sy ryk in jou en my kom vestig, dat ons anders is en anders leef. Maar kom ons wees nou doodeerlik, is dat dis die uitdaging van geloof wees nie, is dat ons nie so by hierdie ryke van die wêreld ingetrek word, dat ons blind raak nie. Dat ons nie meer kan sien nie, want dis die vraag wat die Here dan eintlik vra. Is die vraag rondom volharding. Vraag, gaan ons in hierdie tyd, op hierdie plek, werklik kan aanhou glo, al lyk dit of onregverdigheid seëvier. Sal ons aanhou pleit, sal ons pleit dat die Here ons verander, dat die Here ons lewe verander, dat gebed ons eintlik verander en die wêreld verander. Nie noodwendig my omstandighede nie, maar vir my. Dit verander my siening, dit verander my wese, dit verander my hantering van mense. Die oomblik as mense in my teenwoordigheid kom, kyk ek hulle in die oë, kan ek hulle aanraak, kan ek aan hulle vat, kan ek mense so hanteer, soos wat Jesus gekom het en mense hanteer het. Jesus hanteer eintlik mense soos wat
hy ook die Ou Testamentiese wette baie goed geken het, in Deuteronomium 27 vers 19 baie duidelik aanhaal oor hierdie weduwee, oor die saak van die weduwee, is laat dit juis die opdrag is van ons, van mense, van sy kinders nie, om so te wees en so te leef. Ons uitdaging is om vir God te vra om vir ons te help glo. Want in vandag se tyd, as ek en jy om ons kyk, dan is die oënskynlike antwoord dalk baie keer, as ons na mensgemaakte goed gaan kyk, asof haar snaakse ryke besig is om die wêreld te oorheers. En dan kom die vraag, as die seun van die mens weer verskyn, sal hy nog geloof op aarde vind? Verander. Laat God ons verander. Laat toe dat God jou en my verander. Verander. Sodat hulle ook sal glo. Amen. Ek gaan geleentheid gee waar jy in gebed vir die Here sommer net dalk vra, dalk worstel jy met geloof, dalk is daar iets wat jy onregverdig behandel is, wat jy vir die Here kan vra om jou te help. Smeek dit van hom af. Hy is gans anders as die onregverdige regter. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Amen. Soms so 'n paar vrae wat ek graag wil hê julle kan by die huis bespreek, wat sommer net aansluit by die preek, so 'n bietjie weier vat. Ons in die gemeente doen dit vandag met die gesinne, wat ons dan sommer dit bietjie bespreek. Die vraag daar is die volgende. Bespreek bietjie, wat is die verskil tussen God en die onregverdige regter? En dan noem nog voorbeelde, soos die weduwee, waar onregverdigheid heers in die wêreld. En dan ook gaan ons geleentheid gee, en ek wil hê julle ook daar by julle huis, is daar mense wat jy dalk van weet, bid vir iemand of 'n saak, wat vir julle na aan die hart is. En dan die laaste ene, vra God om ons te help, om in die geloof te volhard, in 'n moeilike wêreld, die gebed, want geloof is ook iets wat vir ons geskenk word. So gesels julle as families en vriende, so 'n bietjie rondom die vrae. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Die afkondigings vir NG Kerk Grootbrakrivier van 19 tot 26 Oktober. Sondag 19 Oktober. Die prediker is Dominee Dani Goosen. Dis die biddag vir gesondheidsdienste. Die kategese woon die kinders en die ouers saam die gesinsdiens by in die kerk. Die kleuterkerk is in die konsistorie. Spesiale offer vir gemeente instandhoudingsfonds is by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 is digitaal.
Woensdag 22 Oktober. Die kooroefening is by die orgel om 4:15 en alle belangstellendes is welkom en kan vir Marida skakel by 082 471 0751. Vrydag 24 Oktober is dit ons groot gemeente-konsert wat begin om 6:00 in die aand in die kerksaal. Saterdag 25 Oktober 2025, die dankfees begin om 8:00 die oggend. Sondag 26 Oktober 2025. Die erediens is om 9:00 en word gelei deur Dominee Shanay Viljoen. Dis nagmaal en dis hervormingsfees. Die kategese is in die kerksaal en die kleuterkerk is in die konsistorie. Die spesiale offer by die deure is vir die Bybelgenootskap. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die groen kloofpreek om 10:00 word deur Dominee Dani Goosen behartig. Gedurende 'n spesiale kerkraadsvergadering van 14 Oktober 2025 wat gegaan het oor die standplaasverwisseling. Dis die standplaasverwisseling tussen Dominee Leon Cronje van die NG Welgelegen in Stellenbosch en Dominee Dani Goosen van NG Grootbrakrivier is goedgekeur deur die kerkraad. Dominee Leon Cronje is beroep na die NG Grootbrakrivier kerk en in plek van Dominee Dani Goosen. Gebedsgidse. Gebedsgidse vir November 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokkraai. Die Bybelblokkraai en Bybelwoordsoek nommer 29, as ook die antwoorde vir nommer 28 is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Die leraars besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kerkkantoor is oop op Maandag, Woensdae en Vrydae tussen 8:30 en 12:30. Die bedieninge. Die getuienisbediening. Daar is 'n wolwedans boodskapsop en brood projek. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne, elke tweede week. Die datums vir die 4de kwartaal is 22 Oktober, 5 en 19 November en 10 Desember. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Ons benodig ook asseblief tweedehandse selfone in 'n werkende toestand vir ons wolwedans uitreikwerkers. Indien jy het om te skenk, kan jy dit asseblief tydens kantoorure by die kerkkantoor afgee of kontak vir Alicia by 084 783 1308 om dit by u af te haal. Die getuienisbediening sê baie dankie aan al die gemeentelede vir hulle skenkings om die dagsentrum vir 20-plussers in bedryf te stel, as ook die skenkers van die 2 selfone wat ontvang is. Die omgeebediening. Indien jy bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak asseblief vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die omgeebediening is ook weer vir hierdie Kersfees aan die gang met die gevulde koffieflesse vir Kersfees. 'n Geleentheid om 'n ontvanger van ons kospakkies met 'n geskenkbottel te verras. Leë koffiebottels wat versier kan word, is in die omgeehouers in die voorportaal. Vul dit asseblief met iets soos lekkers, koekies, bind 'n klein geskenkie, byvoorbeeld 'n vatdoek buite daaraan vas en plaas 'n boodskapie binne-in. Handig in by die kerkkantoor of terug in die houer voor einde van November. Baie dankie vir almal wie so getrou kruideniersware skenk vir ons omgeehouer voor in die kerk.
Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies, ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Die kontakpersone is Rihanna Briers 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Ander aktiwiteite in die omgewing, moenie ons SS gemeentekonsert vergeet nie. Vrydag 24 Oktober, die plek is die kerksaal en begin 6:00 die aand om 1800 Ons kan die opgewondenheid en afwagting in die lig aanvoel. Hulle weet verseker nie wat ons weet nie. Die dankfees se storie vertel en ander stytighede konsert is om die draai. Skryf by die kerkkantoor in as jy jou talent wil inspann as deel van ons gemeentepret. Ons het reeds inskrywings van storievertellers, die jeug, jong manne, kerkraad, ons dominees, tronkvoels en ander. Sien jou daar. Dan Saterdag is die NG Kerk Groot Brakrivier se groot dankfees van 8:00 tot so 12:00 se kant, 25 Oktober 2025. Ons nooi almal uit na ons dankfees by die NG Kerkterrein te Groot Brakrivier. Ons skop die bazaar af met 'n lekker pretstap fietsry vir kinders om 8:00. Daar sal ook van vroeg af pannekoek, pudding en ander gebak te koop wees. Daar is baie te eet, heerlike curry en rys, jaffels, roosterkoeke, hoendersosaties ensovoorts. Jy moet ook nie ons groentetafel en die wit olifantafel mis nie. Daar sal vir die kinders lekker speletjies en treinritte by die kindertafel wees. Kom geniet die oggend saam met ons. Navraag is by die kerkkantoor by 044 620 2205. Die dankfeeslyste sirkuleer nog steeds. Bydraes kan ook by die kerkkantoor of deur die internet inbetaal word. Enige bestanddele is ook baie welkom. Dui dit asseblief op die lys aan of kontak die betrokke persone. Die bestanddele moet asseblief 'n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word. Ons rekening is NG Kerk Groot Brakrivier FNB. Die rekeningnommer is 53083 186 511. Die takkode is 210314. Indien jy EFT gedoen word, moet u dit asseblief as D-fees of bloknommer en van merk. Indien jy graag wil betrokke raak, 'n skenking wil maak, kan jy asseblief die volgende persone kontak. Die roosterkoektafel, wat genoem word kole en konfyt, kan jy vir Pieter van der Merwe kontak by 082 920 262. Die wit olifantafel met sy naam Skatte en Snaaksighede kan u skenkings bring by lokaal 6, dis Maandag, Woensdag en Vrydag, of jy kan vir Anneleen de Swart kontak by 082 495 5011. Die boektafel kan jy ook skenkings bring en dit is ook Anneleen de Swart wat gekontak kan word 082 495 5011. Die smol lekker nageregtafel soetsondes. Hier kan u vir Dirk en Dorette Visser kontak by 082 416 3281. Ons benodig asseblief koue of gebakte puddings, bokse vla, hande om te help skep. Roomys en foliebakke is beskikbaar. Curry en rystafel. Curry 'n bietjie, geurig en vol heerlike smaak. Hier kan jy vir Barbara Gericke kontak 082 411 122 of vir Corita Dupree by 084 265 9487. Dan is daar die Sosati tafel, stok en smil. Kontak asseblief vir Eddie by 082 920 1829. Die jaffels
is R25 elk. En die persone wat gekontak kan word is Annetjie Jansen van Rensburg by 082 871 0927 of Corrie Pieters by 082 327 9527. Dan is daar die heerlike teetuin, Koek en Klets. Hier kan jy, as jy enige bydrae wil maak, kontak asseblief vir Michelle Roon of as jy wil kom help by 064 674 9756. Die pannekoektafel Strooi en Rol is die organiseerdes Piet Snyman by 082 297 3476 of Elsabie Richards by 082 887 6712. Die groentetafel, kraakvars natuurlekkers. Hier kan jy vir Renée Foster kontak. 082 338 2364. Dan het ons die jamtafel, Jesus and Me, dis die kindertafel, waar daar treintjieritte en allerhande ander lekker speletjies is. Ons benodig asseblief geldelike bydraes, lekkers en oulikhede om op die dag by die kindertafel te verkoop. Kontakpersoon Tanya Heath 066 232 6704. Ons het ook 'n vleistafel. Ons benodig asseblief skenkings van vleis. Indien u hier wil betrokke raak of op die dag wil help met die bemanning van die tafel, is u welkom om vir Adolf Jonker te kontak by 082 563 1927. Dan is daar 'n spesiale vergunning lewerkoekies, maar dit kan slegs met voorafbestelling gekry word. En om Saterdag af te kom haal. Dis redelike groot lewerkoekies, 9 cm in deursnit teen R10 elk of 6 vir R50. Die bestelling sluit nou Maandag 20 Oktober. Vriesgoed. Corrie Pieters kan gekontak word by 082 327 9527. Dan is ons by Feba Radio van Suid-Afrika. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, staan in Jakobus 5 vers 16 in die Afrikaanse vertaling 53. Die Feba span van Indië is wie ons voorbid vandag. Die Feba span in Indië se bedieningsveld word toenemend moeiliker. In dele van die land teiken ekstremiste Christene met dreigemente, invalle en liggaamlike geweld, terwyl anti-bekeringswette strenger raak. Die span gaan egter voort om God se woord getrou uit te saai en skep ook programme om luisteraars op te voed in onderwerpe soos geestesgesondheid, mensenhandel en probleme in die werksplek. Ons gebed vir die week, bid dat Feba se uitsendings in Indië vervolgde gelowiges sal bemoedig en ook nie-gelowiges na Christus sal lei. Die webwerf nggrootbrak.co.za van 19 Oktober. Die skakel na die YouTube familie-erediens van 19 Oktober, gelei deur Dominee Dani Goosen, is beskikbaar. Die Bybelstudiereekse, die Skep Asem vir vandag, is 'n heerlike begin vir elke dag. En die weeklikse stof tot nadenke, se tema is hierdie week verandering. Die weeklikse afkondigings is op die webtuiste, indien jy wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Die adres is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Die telefoonnommer is 044 620 2205. Die webwerfadres is www.nggrootbrak.co.za. En ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.